Middag Jorviers, hier is jou leerwerk vir volgende Vrydag die 14de se kwartaaltoets. Besoekregister en besoekerskaarte. In alle organisasies met toegangsbeheer moet besoekers 'n besoeker of ontvangsregister voltooi. Die beampte sal dan die besoeker van 'n besoekerskaart voorsien en die besoeker versoek om die nommer in die register in te voer. Die besoeker sal opdrag gegee word om hierdie kaart te alle tye te dra terwyl dit op die perseel is en om dit terug te gee wanneer die besoeker vertrek. As vyandige intensies vermoed word of die sekuriteitsbeampte agterdogtig voel van 'n besoeker, kan hy of sy die besoeker deursoek of begelei na sy of haar bestemming of in seldsame geleenthede dalk toegang selfs ontken. Elke besoeker se kaart wat uitgereik is, moet versamel en geverifieer word by vertrek van die besoeker om ongemagtigde gebruik van die kaart te verhoed. So 'n voorbeeld van 'n besoekersregister is hierdie enetjie. Die besoekersregister moet 'n naam hê, dit moet 'n datum hê. Dit gaan altyd die besoeker se kaartnommer hê, wie die perseel besoek, hulle ID-nommer, van watter besigheid hulle is. Onthou, indien daar nie 'n besigheid se naam is nie, skryf jy privaat, die persoon se selfoonnommer, altyd die rede waarom hulle die besigheid besoek, wat 'n persoon hulle besoek, wanneer het hulle die perseel betree, wanneer het hulle die perseel verlaat, en dan moet hulle ook hulle handtekening daar neersit. Dan gaan jy kyk na ontvangs van besoekers sonder 'n afspraak. Nou wanneer 'n besoeker by jou ontvangs aankom sonder 'n afspraak, is die riglyne en die prosedure hoe jy hierdie ontvangs normaalweg doen soos volg. Nadat jy die besoeker gegroet het, doen beleefd navraag oor die rede vir sy besoek. As die besoeker 'n amptenaar noem wat hy wil sien, moet jy seker maak of hierdie amptenaar die regte persoon is wat hy moet sien. Indien nie, stel die naam van die regte persoon voor. As dit deur die besoeker aanvaar word, gaan soos volg te werk. Stel die besoeker in kennis dat jy sal sien of jy hulle kan help sonder om beloftes te maak. Vra die besoeker om 'n sitplek te kry terwyl jy die vereiste persoon kontak om te bevestig of hy die besoeker kan ontvang. Met ander woorde, kan hy daardie persoon nou sien. As hy die besoeker kan ontvang, moet die besoeker dadelik geneem word. Gee beraamde wagtyd as die amptenaar nie die besoeker dadelik kan sien nie. Soos meneer of mevrou, u sal 'n halfuur moet wag. As die amptenaar nie die besoeker kan sien nie, reël 'n afspraak op 'n geskikte datum en tyd wat vir beide aanvaarbaar is. As die amptenaar nie die besoeker nou of later wil ontvang nie, moet jy die boodskap op 'n beleefde en taktvolle wyse aan die besoeker oordra. Dan kyk ons na die koöperatiewe beeld. 'n Koöperatiewe identiteit of koöperatiewe beeld is die manier waarop 'n koöperasie, firma of besigheid homself aan die publiek voorlê. Konsekwentheid is absoluut noodsaaklik in 'n koöperatiewe identiteitspakket, aangesien dit die eksterne beeld van die maatskappy projekteer. Vandag belê maatskappye van alle agtergronde en groottes in Suid-Afrika beduidende bedrag geld in die ontwikkeling van koöperatiewe identiteite. Dit is omdat die persoon wat 'n maatskappysprojekte het, dikwels 'n beduidende invloed het op die manier waarop mense die maatskappy beskou. Onthou, jou koöperatiewe identiteit is soos byvoorbeeld as jy die M van McDonald's sien, dan weet jy dadelik dis McDonald's waarvan hulle praat. So dit is wat jou laat weet, dit is die spesifieke besigheid as jy advertensies sien waarvan daar gepraat word. Die handelsmerk wat gebruik word in die ontwerp van koöperatiewe logo en identiteitsstelsels behels gewoonlik 'n spesifieke kleurskema sodat die hele produkfamilie onmiddellik herkenbaar is. Verskeidenheid verskillende materiale kan ingesluit word in koöperatiewe identiteitspakket soos
brosjures, katalogisse, visitekaartjies, 'n briefhoof, skryfbehoeftes, flyers, gedrukte advertensies, plakate, presentation folders en e-pos template of templates, soos ons eerder daarna sal verwys. Dan kyk ons na ontvangsareas. Hou jou ontvangsarea skoon. Om seker te maak dat die kantoor gereeld skoongemaak word, is noodsaaklik om die werkplek te laat aangenaam te laat lyk en te laat voel. Alhoewel u ook seker moet maak dat die onmiddellike werkarea kristal skoon is, moet u ook verseker dat die ontvangsarea net soveel aandag kry. U ontvangsarea in die werkplek is die eerste plek waar enige besoekers en sakekontakte sal sien wanneer hulle binne in die gebou stap. En as eerste indrukke tel soveel, moet u seker maak dat u 'n goeie een maak. Of u ontvangsarea klein of groot is, om te verseker dat elke hoek behoorlik skoongemaak word, kan moeilik wees as u besig is om 'n besige besigheid te bedryf. Daarom is die dienste van 'n kantoor skoonmaakpersoon noodsaaklik. So kan u 'n skoon ontvangsarea verseker. Maak seker dat die ontvangsarea visueel skoon is. Met ander woorde, soos jy rondkyk is die area skoon. Hou die ontvangsarea vry van vullis, vermy berging van items soos bokse en leers binne sig. Die ontvangskern van alle werkstasies in die omgewing moet ook skoon en georganiseer wees. Gestel besoekers kan kyk na enige vraestelle wat in die oopgemaak word. Hou dus vertroulike dokumente en veral inligting oor jou kliënte of sleutelverkopers verborge. Het 'n duidelike verkeersvloei binne die ontvangsarea. Maak eerste keer besoekers in jou kantoor gemaklik deur visuele aanwysings wat aandui waarheen om te gaan om in te gaan sodra hulle in jou voorportaal ingaan. Lig besoekers in waar die toilette is, maak gebruik van aanwysers. Bied koue en warm drankies soos water, koffie en tee aan. Ekstra krediet vir die verskaffing van gesonde versnapperinge. Servette en sigbare afval en herwinningsbakke sal help om 'n voorportaal skoon te hou. Verskaf jou ontvangsarea met genoeg gemaklike sitplekke vir jou tipiese besoekersvloei. Voorsien leesmateriaal, ideaal oor jou eie maatskappy, jou bedryf en ander onderwerpe wat jou besoekers sal interesseer. As jy 'n TV in die wagarea het, gebruik dit verstandig. Oorweeg om 'n video oor jou besigheid se verloop te maak. Beklemtoon die produkte en dienste wat jy aanbied. Anders stel jy televisie na 'n kanaal van algemene belang vir besigheidsmense soos die nuus of finansiële inligting. Onderhou 'n dagboek. Die doel van die gebruik van 'n dagboekstelsel. Tyd is baie belangrik en dit kan op 'n baie doeltreffende manier benut word deur 'n dagboekstelsel in stand te hou. Die doeltreffende beplanning en organisering van u eie tyd en die van ander mense is dus een van die belangrikste aktiwiteite waarby u betrokke kan raak. Die dagboek is een van die belangrikste bronne in die kantoor, waarsonder niemand van ons sou weet waar ons moet wees of wat ons op enige gegeewe tydstip moet doen nie. Die dagboek kan hand of elektronies onderhou word. Verskillende tipes dagboekstelsels. Eersteen is ons handstelsel. Die algemeenste soort dagboekstelsel wat in kantore gebruik word, is die gebinde boek waarin afsprake opgeteken word. Dit kan wees 1 dag per bladsy, 2 dae per bladsy, 1 week om te besigtig of 2 weke om te besigtig, afhangende van hoe besig jou besigheid is. Wanneer u die geskikste dagboek soek wat u gaan gebruik, moet u oorweeg hoeveel inskrywings u op 1 dag sal maak. 'n Alternatief vir 'n gebinde boek is 'n los bladsystelsel, dikwels bekend as 'n tydsbestuurder. Dit het die voordeel dat die dagboekgedeelte deurlopend is
Nuwe bladsy word eenvoudig bygevoeg met die verloop van die jaar, dis hoef u nie 'n nuwe dagboek aan die einde van elke jaar te kry nie. Dan elektroniese stelsel. Elektroniese dagboeke kan op 'n persoonlike rekenaar, 'n skootrekenaar, tablet of elektroniese organiseerder gehou word. Dit het 'n aantal voordele bo handstelsels. Lig die potensiële konflik tussen afsprake uit. Invoeging tot gereelde geleenthede slegs 1 keer. Minder papier word gebruik. Wagwoordbeskerming, met ander woorde, jy kan 'n paswoord opsit sodat nie enigiemand toegang het tot jou dagboek nie. Meervoudige toegang is beskikbaar. Herinnering aan afsprake op die skerm. Databasis versoenbaarheid, wat beteken, jy kan nie net jou dagboek op jou rekenaar stoor nie, maar mens kan dit op 'n eksterne stoorder stoor, as ek dit so kan noem, soos byvoorbeeld OneDrive, en dan kan jy enige plek in die wêreld jou dagboek oopmaak en sien wat is jou afsprake. En dan natuurlik kan jy ook jou kontakte elektronies stoor. Waarom moet u 'n dagboekstelsel op datum hou? Dit is uiters belangrik om die dagboek op datum te hou wanneer jy daar ooreengekom is op veranderings. Jy moet seker maak dat jy enige gekanseleerde afsprake uitvee. Dit is irriterend en 'n verleentheid om by 'n afspraak te kom, net om gesê te word dat dit gekanseleer is, sowel as 'n mors van tyd. 'n Dagboek wat nie heeltemal op datum is nie, sal allerlei verwarring veroorsaak. Dit sal mense selfvertroue laat verloor en tyd mors van almal. Die doeltreffendheid van die hele organisasie hang af van die korrekte instandhouding van die gebruikte dagboekstelsels. Kleredrag. 'n Kleredragkode of beleid word ontwerp vir byna elke besigheid. 'n Kleredragkode is 'n breë riglyn of beleid aangaande hoe werknemers van 'n organisasie verwag word om na die werk aan te trek. 'n Kleredragkode kan ook insluit wat 'n werknemer nie moet dra nie. Dink aan die uniform wat jy skool toe dra. Sommige maatskappye het hul eie koöperatiewe drag of uniform. Dit sluit 'n reeks meng- en pasbroeke, hemde, baadjies en rompe in ensovoorts in. Selfs serpe, hoede, bande en gordels. Alles in koöperatiewe klere wat spesiaal vir die maatskappy ontwerp is. Nou hier kan ons dink aan 'n bank. As jy by 'n bank ingaan, het hulle uniform wat hulle dra. En dit is dit. Aktiwiteit 2 in jou skrif is ook baie belangrik by die kleredragkode. So ook al jou ander aktiwiteite wat jy in jou boek gedoen het, is ook belangrik. Jy kan definitief na aktiwiteit 1 kyk, hy is ook baie belangrik. Aktiwiteit 3 is ook belangrik, 4 ook, en dan aktiwiteit 5 is weer eens ook baie belangrik. Sterkte, lekker leer, jy kan dit doen.